Graad 12 leerders, welkom by vandag se wiskundige geletterdheid les. My naam is Francisca Smith. Die les word aangebied deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag gaan ons bietjie kyk na verpakking en verpakking kry ons in vraestel 2. Dit val onder die onderwerp van kaarteplanne en ander voorstelle. So ons gaan 'n bietjie kyk hoe pak ons voorwerpe in verpakking en die materiaal wat benodig word. Aan die einde van hierdie les behoort ons in staat te wees om met 2D-vorme te werk en 3D-vorme en ons kan ondersoek deur gebruik van berekeninge of die materiaal die mees koste-effektiefste of mees geskikste manier is om blikkies of bokkose te verpak vir optimale gebruik. So ons gaan kyk wat se vorm en watse manier gaan vir my die goedkoopste uitwerk en die meeste boksies in 'n houer pas of blikkies. Verstaan verskillende verpakkingsrangskikkings en gebruik hoeveel materiaal wat verskillende verpakkingsrangskikkings gebruik. Voorkennis, wat moet ons weet? Ons moet weet hoe lyk 'n 3D-vorm, veral die identifikasie van die lengte, die breedte en die hoogte. Ons moet weet verpakking rond ons af. Hoekom rond ons af? Want as ons oprond, gaan die boks nie noodwendig toegaan nie, of die gedeelte van 'n DVD-speler of 'n blikkie gaan nie in die lengte pas nie, en dieselfde vir die breedte. Ons gaan kyk na verhoudings tussen radius en deursnee, sakrekenaarvaardigheid en logiese redenasie. Gaan ons toets met verpakking. Ons gaan kyk na die onderwerp wat eintlik 'n sterk praktiese komponent bevat. So dit is iets wat jy letterlik elke keer as jy op vakansie gaan en jy die kar se die boot moet pak. Wat gaan ons doen? Die kattebak. So, terminologie, modelle is 2-dimensionele voorstelle van 'n 3-dimensionele voorwerp. 2D is wanneer jy met die werklike voorwerp wat op skaal geteken is, van slegs die lengte en die breedte se kant af sien. Dit beteken jy het nie 'n diepte, 'n hoogte nie. 3-dimensionele voorwerpe is 'n voorwerp wat op skaal geteken word met lengte, breedte en hoogte. So, daar is 'n diepte komponent. Verpakking is 'n proses om items in te pak, soos bokse, tasse, karre ens. Verpakkingsrangskikkings kan ek op verskillende maniere pak. Ek kan die lengte by die lengte pak of die lengte by die breedte. Mees geskikte manier van verpakking, ons gaan kyk wat se rangskikking die minimum hoeveelheid spasie gebruik om die maksimum aantal items te verpak. Meeste koste-effektiefste gaan ons kyk na die een wat die minste materiaal gebruik. Die een wat die minste. So die meeste in die bokses, maar die minste bokse. Verpakking, wanneer ons die mees geskikte manier ondersoek om blikkies of boksies te verpak, vir optimale gebruik van ruimte, kan ons een van die twee metodes gebruik. Ons kan of na die praktiese komponent gaan kyk, of ons kan na die wiskundige komponent. Praktiese komponent gebruik ons 2D-diagramme of 3D-modelle van die scenario om te evalueer hoeveel blikkies of boksies in 'n spasie kan pas met behulp van lengte, breedte en hoogtes. Wiskundige metodes is gebruik van die volumes. So ons gebruik volume en ons gebruik buiteoppervlakte en dan sê ons hoeveel boksies pas. Verpakking, die wiskundige berekening is nodig om hierdie probleme op te los. As daar na voorwerpe gekyk word wat in 'n sekere ruimte kan pas, word afronding nodig. Aangesien afronding daartoe sal lei dat 'n voorwerp nie in 'n sekere ruimte pas nie. As ons gaan oprond, gaan hy nie pas nie. Wanneer jy die beste verpakkingsrangskikking en materiaal ontleed, hou altyd in die praktiese gebruik, die optimale gebruik en die koste-effektiefste. Nou, in geletterdheid gebruik ons altyd die praktiese. Die wiskundige manier
is as ons kyk na die suiwer manier, maar die praktiese manier is wat ons in geletterdheid gebruik. So hulle sê die afmetings van 'n standaard yskas word gegee as 1688 by 600 mm by 542 mm. Al daai eenhede is in millimeter gegee. So die yskas word in 'n pakhuis gehou vir aflewering. Die afmetings van die verpakkingsvloer is 15 meter by 12 meter. Daar sien ek klare uitdaging graad 12, want my eenhede moet dieselfde wees. Breek nie maksimum aantal yskaste wat in die pakhuis gestoor kan word. Die yskaste kan nie gestapel word nie en moet teen alle tye regop bly. So, eerstens graad 12 sien ek die eenhede is nie dieselfde nie, so ek moet die eenhede dieselfde gaan maak. So maak eers seker dat alle eenhede dieselfde is, so 600 mm verander ek na meter toe en 542 mm verander ek na meter toe. Hoekom verander ek nie die hoogte nie? Want hulle het gesê, die bokse kan nie gestapel word nie. Dit kan nie op mekaar gesit word nie. So ons begin met die lengte van die pakhuis op die lengte van die yskas. Die lengte van die pakhuis is 15 meter, by die lengte van die yskas is 0,6 meter. Dit gee vir my 25 yskaste. So die aantal yskaste wat oor die breedte verpak kan word, moet ons nou bereken. So wat bedoel dit by? Ons gaan kyk die lengte van die pakhuis, lengte op lengte. So dit gee vir my lengte op lengte en breedte op breedte. So die breedte van die vloer is 12 gedeel deur 0,542, dit gee my 22,14. Ek kan nie oprond na 23 nie, ek moet afrond na 22, want anders gaan 'n gedeelte van 'n yskas nie op die vloer pas nie. So ons rond af na 23. Dus hoeveel kan ek inpas? Ek vat my lengte, maal my breedte, want dit is oppervlakte. Hoeveel kan in die oppervlakte pas? 550 yskaste. Volgende vraagie, nog 'n opsie, wat jy kan werk, is die lengte van die pakhuis, gedeel deur die wyte van die pakhuis, dis 27, of die breedte van die pakhuis 12, gedeel deur die lengte van die yskas 0,6. Weereens rond ons af graad 12, dit geef my 540. So die optimale verpakking is 550. Onthou, optimaal beteken ek wil die meeste pak. Minste plek opvat, maar die meeste pak. As ons na nog 'n oplossing kyk, sê hulle vir jou, 'n beeld van 'n kat blikkie kos word hieronder gegee met die volgende afmetings. Deursnee is 16 cm en hoogte is 4 cm. Die blikkies moet in 'n boks verpak word vir vervoer. 'n Model van die boks word hier langs aan gegee met die blikkies se afmetings. Hoogte 33, lengte 51, breedte 43. Weereens gaan kyk ek werk met centimeter. So as ek hom nou prakties gaan teken, teken ek my blikkies op my boks. As ek hom prakties teken ek my blikkies op my boks. So my blikkie se deursnee moet in die breedte pas en my blikkie se deursnee moet in my lengte pas. En dan is dit hoogte op hoogte. So daar het ek vir hoogte op hoogte. So as ek dit gaan ontleed, dan gebruik die wiskundige metode om die aantal blikkies te bepaal wat in die boks verpak kan word, een bo op die ander na bo. B,
gebruik 'n praktiese metode, dis nou die metode wat ek gebruik het, om die aantal blikkies te bepaal wat in 'n boks verpak kan word, die een bo op die ander een, menend ons kan stapel. Waarom is daar 'n verskil? So kom ons kyk eers, die eerste een sê vir my volume. So, ek sit met die volume van die boks, op die volume van blik. So, dit gee vir my volume van boks is lengte maal breedte maal hoogte op volume van blik is pi maal radius kwadraat maal hoogte is gelyk aan blik 51 maal 33 maal 43 op 3,142 maal 3 tot die mag 2 maal 4. As ons hom gaan uitwerk, dan gee dit my A 72.369 op 113.000. Waar kom die 3 vandaan? En dis wat ek voorheen verduidelik het. Die 3 kom van my deursnee gedeel deur 2. As ons hom gaan uitwerk, dan vat ek die boks gedeel deur die blikkies en dit gee vir my 640,2. 6, ek moet afrond na 640 toe, want 641 gaan nie pas nie. Maar dis die wiskundige manier. Watse manier gebruik ons in geletterdheid? Ons gebruik ons prentjie. So, ons begin met die lengte van die boks. Wat lê op die lengte van die boks? Weereens teken ek die boks prakties, net 'n kleur kry wat meer duidelik is. So as ek hom prakties gaan teken, dan het ek die blikkies gaan teken. Teken die blikkies vir jouself, graad 12, dis okay. So wat werk ek met die lengte af? Dis die deursnee van die blikkie. En wat is die deursnee van die blikkie? Die deursnee van die blikkie is 6. Wat werk ek met die lengte af? Lengte af of breedte af? Weereens werk ek met die deursnee van die blikkie. Die laaste een, want onthou hulle het gesê ek kan hom bo op mekaar pak. So wat beteken bo op mekaar pak? Bo op mekaar pak beteken ek vat die lengte en die lengte van die blikkie. So as ons gaan kyk wiskundig na hom, of wiskundig is die volume, geletterdheid is die lengte oor die deursnee. Dit gee my 8,5, ek rond af na 8. Die oor die breedte, is die breedte gedeel deur die deursnee, 7,16, ek rond weer eens af na 7 toe. Dan die hoogte is 33 gedeel deur 4, 8,25, ek deel hom steeds rond ek af met 8. Die totale aantal blikkies, onthou nou, ek pak in die lengte, ek pak in die breedte en ek pak in die hoogte. So dit is lengte maal breedte maal hoogte. En hoogte is slegs spreekbaar. Ek praat slegs van hoogte wanneer ek hoogte is net wanneer ek bo op mekaar kan pak. So dit gee my 448. So as ons gaan teruggaan na die vorige slide toe, dan het hulle gevra, die vorige slide het ons 640, hierheen het ons 448. Hoekom is daar 'n verskil? Graad 12, daar's 'n verskil omrede volume, wiskundig, bereken volume, dit nie in 8 blikkies, nie in die helfte of stukkies gesny word nie. So hy vat die volle volume van die blikkie, en hy pas hom in. Dit beteken, hy sê daar's meer blikkies wat in die lengte kan pas en meer in die breedte, want hy neem nie spasie en plek nie.
daar is klein gapings wat hy nie in ag neem nie. Wiskundige geletterdheid, ons doen dit prakties, daar is bietjie ekstra spasies langs die lengte, breedte en die hoogte, wat 'n ekstra blikkie nie sal kan pas nie. Onthou, wiskundig neem hy aan, die blikkies kan in die kante pas. Die volgende een, die skoenboks langsaan word gebruik om skoene in te pas. Die skoenboks het die volgende afmetings, lengte, breedte, hoogte. Bereken die volume van die skoenboks. Gebruik die formule. Nou indien jy 'n formule verskaf word, graad 12 vervang so in. So lengte is 27,5, breedte 15, hoogte 11,9. So ons invervang, kry ons 4908,75. Asseblief, onthou die eenheid. Die eenheid is 'n punt. Ons weet nie of hulle hom gaan allokeer in die eindeksamen nie, en ook nie in die rekord nie. Onthou, volume is altyd tot die mag 3. Vraag B, die skoene is op 'n rak gepak. Die hoogte tussen die rak is 118 cm. Bepaal die maksimum aantal skoenbokse wat bo op mekaar in 'n enkel stapel tussen twee rakke gestapel kan word. So, ons kan die lengte, ons begin altyd met lengte en lengte. So ek het die hoogte van die boks en ek het die lengte. Die hoogte tussen die rak is 118. Bepaal die maksimum aantal skoenbokse wat bo op mekaar in 'n enkel stapel kan pas. So, ons vat 118 gedeel deur 11,9. So as ons dit gaan doen, dan is dit 118 gedeel deur 11,9, dit geef my 9,9991. Weereens kan ek nie oprond nie, want 'n 10de boks gaan nie daarin pas nie, soos 9 bokse. 10de een gaan nie pas nie. Bereken die aantal klein boksies wat in die groot houer verpak kan word as die lengte van die boks langs die breedte van die houer verpak word. So dit beteken, ek vat die lengte van die boks met die breedte van die houer. Kyk weer eens, graad 12, laat ons die volgende verstaan. Ek wil die lengte centimeter en die breedte centimeter pas. Dit beteken, ek wil klein boksies hierin pas. Nou as ek klein boksies gaan teken, gaan ek wiskundig nie kan betapel nie. Ook nie in wiskundige letterdheid, so ek moet daar 'n bietjie berekeninge doen. So ek wil kyk hoeveel van die kleintjies pas in die grootte. As ons dit gaan doen, dan gee dit vir my, dit is boks lengte en breedte is gelyk aan. Ek sit met 42,1 cm gedeel deur 10,2 cm, want hulle het vir my aangedui, dit moet wees lengte op die breedte. As ons hom gaan uitwerk, wat is my moontlike antwoord? So, 42,1 gedeel deur 10,2 gee vir my 'n antwoord graad 12 van 4,127. Ek kan nie oprond na 5 toe nie. Maak nie saak wat hierdie desimaal is nie. Ek kan nooit oprond nie. Ek gaan met verpakking altyd afrond na 4 toe. So daar kan 4 in die breedte pas. Ons het bepaal hoeveel in die hoogte kan pas. So, dit was die vraag. Vraag 4. 'n boks met 24 blikkies Diet Coke word vertoon. Die radius van 'n blikkie Diet Coke is 3,5 cm. So 'n radius is 3,5 cm. Die blikkies is verpak soos op die foto. Bereken die minimum lengte en die minimum breedte van bokse om met 24 blikkies Diet Coke te bevat.
So as ons om nou begin, hulle gee vir my radius en ek skryf dit vir myself neer op papier, want ek weet ek moet iets met dit doen. So, radius is gelyk aan 3,5 centimeter. Maar as ek kyk na die figuur, dan werk ek nie met die radius nie, maar ek werk met die deursnee. Nou wat het ons geleer van radius en deursnee? Radius is halfte die deursnee. So as ons 'n sirkeltjie het, laat ek net my sirkel trek, die helfte daarvan is radius. So hoe bepaal ek deursnee? Deursnee is my radius 3,5 centimeter maal met 2 is gelyk aan. So ons het 3,5 maal met 2, dit gee vir my 7 centimeter. Nou gaan tel ek, hoeveel blikkies is in die lengte is gelyk aan. Gaan tel lengte. Wat bedoel ek by lengte? Ek sit met die volgende. Ons sit met die volgende. As ons hom gaan uitwerk, daar's 1, 2, 3, 4, 5, 6 blikkies. So, ons het 6 maal 7 centimeter. Waar kom die 7 vandaan? Die 7 is my deursnee. So as ons gaan sê 6 maal 7, gee dit vir my 42 centimeter. Breedte doen ons dieselfde. Ons gaan tel. Hoeveel tel ons? 1, 2, 3, 4. So, breedte is gelyk aan 4 maal die radius, en die radius is 7 centimeter. Deursnee, radius is 3,5. En onthou, dis die hele van die een punt op die sirkel tot die ander punt op die sirkel wat in die boksie pas. So dis 4 maal 7, dit gee vir my 28 centimeter. En daar is die lengte en die breedte van die boks. Graad 12. Met verpakking is dit noodbelangrik dat ek onthou om te tel. Ek moet onthou en ek moet na die figuur kyk. Jy gaan hom moet fisies teken en jy gaan moet op hom krap. So jy gaan die klein ding en die groot ding moet gaan teken om dit visueel te sien, om die praktiese kant daarvan te kan sien. Huiswerk, en ek graad 12, ek moedig julle regtig aan. Dit is nou rekord, so ek gee vir jou 10 minute. Gebruik die boekrak en 'n boek se afmetings om te bepaal hoeveel boeke in 2 rakke verpak kan word as die boeke in sy breedte oor die lengte van die boekrak verpak word. So, gebruik die boekrak en 'n boek om die afmetings te bepaal in 2 rakke verpak. So, dit beteken 2 verpak. Ek gee vir jou 10 minute. Graad 12, kom ons kyk wat kry julle. Graad 12, welkom terug. So kom ons redeneer gou hierdie uit. 'n Boekrak se breedte pas in die lengte. So as ons hom gaan opbreek, dan breek ek hom vir myself op. So, wat het ek? Ek sit met die lengte 90 gedeel deur die breedte. Lengte van die boekrak gedeel deur die breedte, en daai in 'n sentimeter, daai 36 millimeter. So ek kan nie dadelik gaan deel nie. So daardie manier werk nie. So ons begin van voor af, ons maak ons skerm skoon. Nou wat kan ek doen? Ek kan daai 36 gaan herlei, en dit beteken ek deel hom met 10.
Dit gee vir my 'n antwoord van 3,6. Nou kan ek met hom werk. So, ons begin met die lengte. Lengte is gelyk aan, ons het 90 gedeel deur 3,6, want hulle sê die lengte van die rak en die breedte van die boek. Lengte van die rak en breedte van die boek. Dit gee vir my die volgende antwoord graad 12, en as ek hom gaan uitwerk, dan is dit 90 gedeel deur 3,6. My moontlike antwoord is 25. Maar onthou, dis 25 in een rak. 25 in een rak, daar's 2 rakke, so ek maal hom met 2, is gelyk aan 50. Dis die aantal boeke wat ek kan inpas, 50 boeke. Ek moet baie mooi lees. Hulle sê boek, breedte, oor lengte, boekrak. Jy gaan moet onderstreep met verpakking en jy gaan hom fisies moet gaan inteken. So daar is die een boek, daar is die tweede boek, daar is die derde boek, daar is die vierde boek. En dit is die breedte. Die breedte in die lengte. Graad 12. Prakties en berekeningsmetode. In die vorige verpakkingsvoorbeeld kan die presiese aantal reghoekige bokse of silinderblikkies bereken word of selfs prakties verpak word om te bepaal wat die mees koste-effektiefste wees. En wat beteken mees koste-effektiefste? Mees koste-effektiefste beteken cheap. Mees koste-effektiefste menend cheap. Mees koste-effektiefste. Koste-effektiefste sê ek wil nie baie geld spandeer nie. So dit moet eintlik die woord cheap wees. En gerieflike manier om te verpak. Ek wil die minste aantal bokse gebruik, maar die meeste goedjies inpak. Die metode wat hoofsaaklik om die lengte van die houer aan die een kant en die ander kant te verdeel of deursnee van die boks in die deursnee van die blikkie in die boks se lengte en breedte. Onthou, ons gebruik nie die wiskundige metode nie. Die wiskundige metode kan gebruik word om te bepaal hoeveel van die blikkie en die houer kan die volume gebruik of opneem, maar volume neem nie in plek die spasie nie. So asseblief, gebruik lengte op lengte, lengte op breedte. Of deursnee, dit moet deursnee wees. Lengte gedeel deur deursnee of breedte gedeel deur deursnee. Dit moet altyd deursnee wees, want dit is 'n volledige sirkel wat ons in die boksie pak. Volume gedeel deur volume is 'n metode vir skatting. Ons gebruik hom nie. So hierdie metode is wiskundig. Ons is wiskundige geletterdheid. So gebruik prakties en jy gaan regtig goed doen aan hierdie vraag. In die volgende les gaan ons na skaalwerke en vloerplanne kyk en maak seker dat jy hierdie inligting nie mis nie. Graad 12, ons is besig met die rekordeksamen. Ek hoop jy is so opgewonde soos ek vir ons volgende les. Totsiens.